Goeiemôre geliefdes en baie welkom by die erediens. Ons het net 'n paar afkondigings vanoggend. Die offergawes gaan vanoggend onder die diens vir sustentasie en by die Here vir die kerkas. Onder lief en leed wil ons Suster Lydia Tonsie en haar suster Sponnie ook vir voorbereiding vra. Suster Sponnie was Vrydag geopereer, was suksesvol en sy sterk aan by die hospitaal. Katekisasie sal ook aangaan vanmôre vir die laerskool en daar sal ook hoërskoolkatekisasie wees donderdag om 5:30 weer by die pastorie. Die Bybelstudies gaan ook aan. Woensdag om 6:00 is daar die Johannes Bybelstudie by Broeder Griekse huis en donderdagoggend om 9:00 is daar ook Bybelstudie waar ons Romeine bestudeer. Wat 'n besonderse boek weer gaan ons probeer is. Verder broeders, nadat ons ook saam met die erediens oor die Here mekaar kom het, word almal ook hartlik uitgenooi om na die diens saam tee en koffie te geniet. Ons gaan saam sing nadat ons die seën van die Here ontvang het. Psalm 18, waarvan die eerste en tot die derde vers, waar ons liefde vir die Here verklaar, maar ook in die woorde van die profeet Jonas self getuig van ons afhanklikheid voor die Here, hoe hy ons uit die dood gebied, hoe hy ons in die ellende uittrek daarvan. Nadat ons die seën van die Here ontvang, sing ons saam Psalm 18, daarvan die eerste tot die derde vers. Maar voor ons begin, kom ons raak stil voor die aangesig van die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, en die getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. En neergedaal het na die hel.
opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, wanneer ons die wet van die Here hoor ons ook ons ellende, dit waarom ons ontvang en gebore word, en daardeur mag ons ook met dankbaarheid kyk na die verlossing wat die Here vir ons bied. Daarom luister ons elke Sondag na die wet van die Here, en ons luister vanoggend uit Eksodus 20 vanuit die 2020 vertaling wat dit vir ons voor. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag nie voor hulle in aanbidding neerbuig, en jy mag hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is 'n besittende God, wat kinders laat bloed vir die sondeskuld van ouers, self die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie naam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, Here te heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig in jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort. Tot daartoe. Liefdes, ons antwoord ook nou op die wet van die Here. Ons verhoor op onsself deur saam te sing Psalm 42, daarvan die 4de vers, 4de en 5de vers, en vir ons daarom die 5de vers hoor. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag om die omgewing. Sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek nog sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Amen.
Ons Vader wat in die hemel is, aan U behoort die hemel en die aarde, die hele skepping, die volheid daarvan. Want dit is U wat die aarde gegrond het in die see, dit vasgestel het op die strome. En ons bid ook U, Vader, in die totale afhanklikheid. Nie een van ons kan sonder U goedheid, U goedertierenheid bly voortleef nie. Nie eers die ongelowiges kan bly voortleef sonder U wat hulle onderhou. Selfs die aarde, die skepping, die diere bly voortbestaan omdat dit U wil is. En daarom bid ons tot U, Vader, in ons plek, wees ons genadig. En raai U die genadige aangesig vir ons weg. En besef ons sonde ons ellende. Veral wanneer ons hoor hoe ver ons van U tekort skiet. Maar die feit dat U die aarde en die mens spaar en dat voortleef is klare bewys van U goedheid. En dan, Vader, hoe alle verstand doen U die ondenkbare. U verlos ons van onverstandige, skuldige volk om weer voor U heilige aangesig te leef. Ja, U red ons van die poorte van die hel en van die ewige verdoemenis deur U Seun Jesus Christus. Gee daarom dat ons in geregtigheid sal bly voortleef. Sterk ons in ons daaglikse stryd en voed ons deur U lewende woord en gee dat ons sal wandel deur die Gees. Ook waar ons nou U woord mag hoor, maak ons harte deur hom U Gees oop. Dan lei ons op U weer. Terug ons op die regte weg, soos wat U ook met die profeet Jona gedoen het. Al is dit teen ons wil, want dit is vir ons beswil. En in die tussentyd, Vader, ook in ons vermoudhede, sal ons gebed bly opwaarts streef. Ja, Vader, U is die bronveld van ons lewe. Ons is pelgrims hier. Vir nou wandel ons is in die wêreld, nie van die wêreld. Maar ons lewe in die vertroue dat U belofte sal geskied en daarom bid ons nou saam met die kerk van alle eeue, kom Here Jesus en kom tog. Ons bid ook in dankbaarheid, Vader, dat U ons om U woord te mekaar gee, dat ons as gemeente getrou ons roeping sal uitleef. Ja, begawe U skape en U huis. Ook hier mag ons U woord en dank. Ons bid al die dinge nie omdat ons het verdien nie, maar om Christus te volg. Amen. Geliefdes, ons het tot dusver psalms gesing, alles wat die profeet Jona ook self gebruik in die tekstgedeelte wat ons vanoggend gaan lees, en ons sing ook weer Psalm 30, waarvan die eerste 6de en 7de vers. Ons gaan hierso ook dit saam sing om onsself voor te berei vir die verkondiging van die woord van die Here. Daar waar die Here vir ons gaan wys hoe hy in die Ou Testament deur die profete ook vorentoe gewys het by die eindige verlossing wat in Christus is. Ons sing saam Psalm 30, daarvan die eerste 6de en 7de vers. Oh
begin met 'n reeks vanuit die boek Jona. Ons het daarvan Jona 1 en Jona 1 gehoor, hoe die woord van die Here gekom het na Jona, en hoe Jona toe gevlug het, weg van die Here se aangesig. En daar toe hy op 'n skip geklim het, het hy tot die besef gekom van sy skuld. En die Here het 'n storm daar gebring, en Jona was te gewerk in die see. Die heidense matrose het ook tot daardie besef gekom dat hierdie storm daar was, omdat die toorn oor Jona moes ontvlam. En daarom het hulle met Jona se aanmoediging vir hom in die see gewerk. En dit is waar ons nou in die verhaal van Jona is. Jona is in die see gewerk, hy is alleen, daar in die middel van die see, besig om te verdrink. En hy was oortuig dat die Here hom tot die dood het veroordeel. En hy was oortuig dat daar geen hoop vir hom is. So kom ons lees saam wat aan vers 1 sê. Ek lees vanaf hoofstuk 1 vers 17 tot hoofstuk 2 vers 10. Die Here het dit so beskik dat 'n groot vis Jona insit. En hy was 3 dae en 3 nagte lank in die vis se maag. Jona het uit die vis se maag tot die Here sy God gebid. Hy het gesê: in my nood het ek aan die Here geroep en hy het my geantwoord. Uit die ingewande van die doderyk het ek om hulp geroep en U het my stem gehoor. U het my in die diepte gegooi in die hart van die oseane. Seestrome het my omring, al die golwe en branders het oor my gespoel. Ek self het gedink ek is weggewerk onder die oorlog. Maar ek sal weer die heilige tempel sien. Water het my tot aan my keel omsluit. Oerwater het my omring, seewier het my kop omstrengel. Na die basis van die berge het ek afgesak. Die aarde, haar sluitbalke was vir altyd toe agter my. Maar tog het U my lewe uit die grafkuil opgetrek. Here, my God. Terwyl die lewe uit my vloei, het ek net aan die Here gedink. My gebed het U in die heilige tempel bereik. Die nuttelose afgode dien versaak hulle trou aan die verbond. Maar ek, met 'n danklied, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Dit is die Here wat redding bring. Die Here het toe die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Geliefdes, in hierdie gedeelte sien ons alweer iets baie verbaasend. Die Here het toe nie Jona aan sy verdiende loon oorgegee nie, maar die Here het hom daaruit verlos. Hy stuur 'n groot vis om Jona aan te sit. En nadat Jona vir 'n onbekende tyd daar in die see was, besig om te verdrink, en nadat hy ook vir 'n hele ruk in die maag van die vis was, sonder om dood te gaan, sonder om verteer te word, het hy uiteindelik tot die besef gekom dat hy nie gaan doodgaan. Hy het besef dat die Here hom red. En dit is Jona se reaksie daar in die maag van die vis, wat vir ons in hoofstuk 2 opgeteken is. Hierdie hele gedeelte vanaf vers 17 in die eerste hoofstuk is soos 'n toertjie toegevou. Dit bestaan uit 2 bestanddele. Eerstens die narratief of die verhaling wat met Jona gebeur het. Dit is die begin van die gedeelte en die einde van die gedeelte. En tussen hierdie 2 verhalings, tussen die narratief, vind ons die gebed van Jona. Dit wat hy bid tot die Here daar, toe die Here hom gered het. Hy het in die maag van die vis baie tyd gehad om dinge te deurdink. En hierdie gebed van Jona is soos 'n psalm, wat die Jona ook self opgestel is om vir ons te wys
wat in sy gedagtes aangegaan het, wat hy gedink en nagedacht. En wat ook besonder is geliefdes, is dat hierdie gebed amper totaal uit woorde en idees bestaan wat uit die psalms uitkom. En net soos die psalms gee die Here hier in sy woord vir ons 'n gebed, die gebed van Jona, ook om ons aanbidding en ons gebede te vorm. Geliefdes, in vers 1 sien ons tot wie Jona gebid het vanuit die maag van die vis. Dat Jona tot die Here gebid het. So hierdie gebed het hy ook nie gebid terwyl hy verdrink het nie, want hy was toe alreeds verlos. So hierdie is nie 'n klaaglied nie. Dit is nie 'n gebed in sy ellende nie. Hierdie gebed is 'n gebed in dankbaarheid teenoor die Here. Dit is soos wat Jona dit self stel, om tot God te offer met 'n stem van lof. Hierdie gebed is dus 'n lofpsalm. En net soos baie psalms ook gebede is hierdie gebed van Jona ook 'n psalm, 'n bereiding. Jona loof die Here wat hom gered het. En wat Jona ook besonder goed doen in hierdie gebed, is om die psalms se woorde self te gebruik. So indien hierdie woorde van Jona vir julle baie bekend klink, is omdat ons dieselfde woorde ook tot nou toe in die psalms gesing. En Jona maak gebruik van die psalms om sy gedagtes en idees, sy woorde te vorm en om te beskryf in hierdie situasie. Hy gebruik onder andere Psalm 18, Psalm 42, Psalm 30, Psalm 31 en die ander psalms wat later gaan sing. Hy Jona gebruik dit hier in hierdie gebed. En daar is nog meer wat hy nie so direk aanhaal. So vir ons by die spesifieke woorde van die gebed uitkom, geliefdes, is dit baie belangrik om iets te besef aangaande die psalms. Van hoe ons dit moet gebruik en hoe Jona dit moet gebruik, dit hier gebruik. Omdat mense woorde baie dikwels tekort skiet om die Here ook in verskeie omstandighede te aanbid, gee die Here sy psalms vir ons om dit vir ons te doen. En die Here gee 'n psalm vir elke liewe situasie. 'n erge lyding wat onbeskryflik is vir ons die gebed van Psalm 88. Wanneer ons depressief is, kan ons die woorde van Psalm 42 tot die Here uitroep. Wanneer ons baie swak voel in onsself, kan ons Psalm 31 bely. En wanneer ons baie dankbaar is en die Here wil loof, kan ons saam sing Psalm 150. Ja, geliefdes, daar is 'n rykdom in die psalms en Jona maak gebruik daarvan. Selfs in sy baie unieke situasie gebruik hy die psalms om sy omstandighede te beskryf en om die Here te aanbid. Ons kan ook gerus Jona as 'n voorbeeld hier navolg, want wanneer daar nie woorde is om te beskryf wat ons voel nie, geliefdes, gee die Here vir ons in sy woord, sy psalms. Dit is nie net bloot mense woorde nie, maar dit is woorde van die Heilige Gees, woorde deur God geasem. Maar ons help nou verder in Jona se woorde, in sy gebed, want selfs hierdie woorde is woorde van God, wat vir die kerk gegee is, ook om die Here te loof vir sy verlossing. Dit is vir ons eerste belangrik, geliefdes, om te sien tot wie hierdie gebed is. Jona bid tot die Here sy God. Ons sien vroeër in die boek hoe daar tot die Here ook gebid word. In die eerste hoofstuk sien ons eerstens hoe die matrose gebid het tot hulle eie afgode. Hulle het elkeen vir hulle afsonderlike afgode gebid, maar dit het op dowe ore geval. En dan in vers 14 van die eerste hoofstuk sien ons ook hoe die matrose weer bid, maar hierdie keer bid hulle tot die Here. En hulle sê, en ons lees daar, toe roep hulle die Here aan en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man. Wat baie anders is van Jona se gebed, is hy bid tot die Here sy God. Selfs in ongehoorsaamheid, sy ongehoorsaamheid,
besef hy dat die Here sy God is. Die Here het Jona vir homself afgesonder. Die Here was Jona se God en Jona was deel van sy volk. So dit was die gebed van 'n gelowige wat in 'n verhouding is met die Here. Die rede waarom Jona tot die Here bid is, soos ons sê daar in die 10de vers hoor, is omdat die Here hom gehoor het. Duidelik word die rede vir Jona se gebed in vers 1 van waarom hy uitgesit is. Hoor daar, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek hom opgeroep. U het my stem gehoor. Ja, Jona was uit sy benoudheid gered. Maar dit was ook die Here se eie hande wat hom na die benoudheid gebring het. Jona se ongehoorsaamheid was die rede hoekom hy in daardie ellende was. Hy het nie na die Here geluister nie. Hy wou nie na Nineve toe gaan nie en daarom het die Here hom asof dit met sy eie hande was in die see gesit. Ja, dit was die Here wat dit self gedoen het. Die Here het die wind laat opkom, die storm laat bruis. Die Here het die lot op Jona laat val. Selfs die heilige was oortuig dat die Here se wil is dat Jona in die see gegooi moes word. En daar toe Jona uiteindelik in die dieptes van die see gewerp is, asof dit die Here se hand self is, het hy besef wat sy uiteinde moes wees. En daar dieptes, in dieptes gans verloor, roep hy die Here aan. En die Here, 'n goedertierende Vader, verhoor hom. En Jona besef wat die uiteinde moes wees. Ja, hy moes oorgegee word aan die dood, en hy het 'n snaakie daarvan ervaar, maar die Here verlos hom uit daardie ellende. En ons hoor hierdie gedagte oor en oor, Jona se ellende, en hy wat uit die dood gered word. Ons hoor dit oor en oor, maar die Here wat uiteindelik hom verhoor. Hy sê, in die benoudheid en die binneste van die doderyk het ek geroep, en U het verhoor. Ek was weggestoot, weg van die oë, maar tog sal ek die heilige tempel weer sien. Ek het afgesak tot by die wortels van die berge, die sluitbalke van die aarde het vir my toegesluit. Maar U het my lewe uit die graf opgetrek. Ja, geliefdes, die Here red Jona van die dood. Die Here was Jona barmhartig en hy het hom onverdiende guns daar bewys. Maar ons moet onsself in hierdie woorde van Jona teenoor God dank. Want dieselfde uiteinde wag vir ons, of sou vir ons inwag. Ons moet besef dat in hierdie verhaal van Jona, dat die Here Jona wou gebruik om 'n sekere taak te verrig. Hy moes 'n oordeel oor Nineve uitspreek. En al hierdie dinge, hierdie oordeel wat oor hom kom, gebeur sodat die Here se wil op die ou ende gesien. Maar onderliggend aan dit alles wat ons hoor ook, en in hierdie gebed, moet ons eie ellende en verdiende loon sien. Want ons sou ook daardie koring van die Here gesmaak het. En die poorte van die doderyk was die uiteinde van elke mens. Dit was ons verdiende loon. Want geliefdes, in ondenkbare genade het Jesus Christus, soos Jona, na die hel toe neergedaal. Ja, geliefdes, dit is dieselfde woord wat ons elke Sondag gebruik in ons belydenis. En dit is hier gebruik om Jona se neerdaling na die onderste van die aarde te beskryf. En net soos Jona het Christus nie die ewige verdoemenis ingegaan of die letterlike hel toegegaan het. Jesus was wel dood, anders as Jona, maar wat deur die woord hel veronderstel word, of die woord Sheol veronderstel word, is eerder die oordeel van die Here, 'n helse smart wat ervaar is. Ja, die Here wat sy genadige aangesig
van die mens af wegdraai en sy toorn wat oor hom ontvlam. Ja, geliefdes, dit is op die grond van Christus wat na die hel toe neergedaan het, dat ons ook so Jona mag sê, maar tog het U my lewe uit die grafkuil opgetrek. Here, my God. Ja, geliefdes, selfs hierdie woorde van Jona is vir ons, en daardeur kan ons die Here dank dat hy ons verhoor en nie uitlewer aan die dood nie. Broers en susters, ons sien dan in die laaste 3 verse nog iets baie belangriks wat Jona vir ons uitwys. Ons sien ook dan 'n verskil daar in die 8ste vers tussen die 2020 en die 53 vertaling. Vers 8 lei, wie nuttelose afgode dien, versaak hulle trou aan die verbond. En in die 53 vertaling lei dit, verlaat die een wat vir hulle goedertierend is, en versaak hulle trou aan die verbond. Terwyl hierdie 2 woorde of 2 konsepte vir ons baie anders klink, is dit baie dieselfde. Die woordjie goedertierend beteken letterlik die Here se verbondsliefde. Dit beteken dat die Here altyd getrou is aan die beloftes wat hy maak in sy verbond aan sy volk. Vir die wat die Here vir homself afsonder, is dit altyd soos wat hy beloof het gaan wees. Ja, selfs in Jona se tyd was hierdie verbond 'n bewys van die Here se uiteindelike verlossing. Dit sou altyd daarin mag gelei. Die uiteinde daarvan sou altyd Christus gewees het en die daar verlossing is. Met in Christus is daar verlossing. Wat Jona hier baie duidelik wil maak, is dat daar buiten die Here en buiten Jesus Christus, wat die volleinding van die ewige verbond is, geen verlossing is nie. Vir die wat buite die genade wil leef, en vir die wat eerder hulle eie begeertes wil najag, sal daar nie verlossing wees nie. En Jona moes hierdie op 'n baie harde manier leef. Hy het nie enige ander letterlike afgode aanbid nie. Hy het nie beelde vir homself met sy eie hande gemaak nie, maar sy eie wil en sy eie begeertes het hom gelei om weg te hardloop van die Here se genadige aangesig. En dit was sy afgod. Maar nou besef hy dat ook daarin geen verlossing is nie. Want verlossing is om voor die Here se aangesig te leef en om in alles te volg. Ja, bots dit vereers in ons sondige natuur, doordat ons ook later ontvorm word volgens die wil van die Here. Ja, geliefdes, want dit is hy wat ons red. Dit is net in hierdie verhouding dat ons in vreugde kan leef. En daarom bring ons offers na die Here. Dit is hy wat ons red. Ons hele lewens bring ons as dankoffers na die Here, want hy gee vir ons verlossing. Soos die 53 het ook baie mooi stel, die heil behoort aan die Here. Dit beteken, soos die 2020 vertaling sê, die Here is die een wat ons verlos, maar dit is ook meer as dit. Want dit is die heil wat aan die Here behoort. In hom is die heil, en hy gee dit aan wie hy wil. Deur dit alles is dit nie as gevolg van Jona wat bid, dat hy gered word nie, maar dit is die Here wat hom daartoe bring. Die Here bring Jona tot 'n punt, soos waar ons in vers 7 lees, dat hy weer aan die Here dink. Dat hy, soos ons ook baie mooi lees, net aan die Here dink. Die Here bring ons ook in afhanklikheid voor hom. Dit is die Here wat oor ons hart verander, sodat hy weer hom kan gehoorsaam. En al die gebeurtes en gedagtes van Jona is die Here ook besig om sy raad te laat gesien. Ook in die laaste vers, wat deel maak van die narratief, sien ons het baie duidelik, ons hoor, die Here het die vis beveel om Jona op droë grond uit te spoeg. En
Ja, al die tyd wat Jona besig was in die maag van die vis, om tot die Here te bid, en om na te dink oor wat hy alles gedoen het, was die Here besig om Jona te vat na 'n plek toe, om te kon doen wat hy hom beveel het. Jona en ons is nie verlos om niks te doen. Jona se gebed het hom ook weer reggemaak, sy hart sag gemaak om in Ninive uiteindelik die Here se oordeel uit te spreek. Sodat ook daar in Ninive die genade van die Here wat aan hom daar in die maag van die vis bewys is, ook so in Ninive uit die klomp heidene bewys word. En net so geliefdes, terwyl die Here ons harte verander, is hy besig om ons ook na 'n metaforiese Ninive te neem, sodat ons ook instrumente mag wees van sy genade tot sy dien. Nou is ons hoor volgende week hoe Jona uiteindelik kom tot waar die Here ons stuur. Maar ek sluit af met die laaste gedagte. Hierdie woorde van Jona, sy gebed, is uiteindelik 'n skaduwee wat ten volle in Christus openbaar word. Hierdie woorde wat ook Jona spreek, is deur die Gees aan ons gegee, ook om ons aanbidding vir die Here te verhoog. Want dit is in Christus dat ons uiteindelik mag sê, toe ons in ons siel versmag het die Here in ons gedink. En dit is hy wat ons uit die graf uitgeruim het. Amen. Kom ons bid saam. O Here ons God, U is groot en U is magtig. Uit ons benoudheid roep ons na U. En U verhoor ons. In die dieptes van ons nood, ja selfs in die skaduwee van die dood, hoor U ons stem. En trek U ons op na U genade. U het ons nie aan onsself oorgelaat nie, maar toe ons weggesink het in die golwe van sonde en dood, het U hand uitgestrek en ons gered. Want U het ons daar uitgeruim. U het ons nie vergeet toe ons onsself verloor het. U het ons stem nie verontagsaam toe ons U aanroep in ons ellende. Ja, want U is die God van verlossing, die een wat die lewe skenk, wat daar geen dood en verderf is. En Here, ons het gesink onder die las van ons eie oortreding, die waters van skuld en skaamte het ons ook omring. Die bande van die dood het ons vasgehou, maar U, Here, het ons vrygemaak. U het die grendels van die dood oopgebreek. U het ons lewens uit die kuil opgetrek. Ja, U het ons in Jesus Christus verlos uit die diepste duisternis en laat ons staan in die lig van U teenwoordigheid. En ons afgedwaal het ons teruggeroep. Waar ons harte koud was, het U ons herinner aan U trouw. En ons krag verloor, het U ons opgehef. Ons voete is gevestig op die rots van Ere. U alleen is waardig om geprys te word. Vir die wat afgode dien, die wat hulle vertroue plaas in hulle eie krag, hulle verlaat die een wat hulle genadig is. Maar ons, Here, ons bring 'n offer van lof. Ons verklaar met ons monde en ons harte, die heil behoort aan die Here. Ja, U, o Vader. Neem ons lewens aan, Vader, as 'n dankoffer vir U verlossing. Laat ons lewens 'n getuienis wees van U krag en U genade, en laat ons nooit vergeet dat U ons uit die dood gered het, en dat ons wandel op die pad van U ewige lewe. Voed ons met die brood wat vir ons gee, U Seun Jesus Christus. Vader, daar waar U woord verkondig word,
ons bid ook tot U in ons eie unieke omstandighede. Gee dat ons as Gereformeerde Kerk Pietermaritzburg hier in Pietermaritzburg belig sal wees. Maak bekend wat ons doel is, Vader, ook in die omstandighede. En rig ons volgens U woord en U Gees om alles te doen met wysheid. Maar ook in die land, Vader, en ons tot U bid. Ons besef en ons bely alles is in U hande. Niks ontbreek U nie. En daarom ons die vraag, Vader, sal U ons regering, ons volk, alle mense ook lei, Vader. Gee dat ons in diepe afhanklikheid voor U sal neerbuig en waar het nodig is, Vader, waar het ook bitter baie nodig is, dat hulle wat die Heilige Gees bedroef sal bekeer. Ons dankie, Vader, dat ons mag sê ons is U volk. Ons dankie dat ons in gemeenskap met U kan leef en nie meer bewusteloos tot U voorgegaan. Ons bid ook, Suster Skonnie, gee dat sy ook sal aansterk en gesond word na die operasie. U wil is vir ons af van die krankheid. Ons bid ook dat ons, Vader, klein en nederig voor U aangesig sal wees, sodat ons groot en magtig in U diens mag wees. En ons bid al die dinge, nie omdat ons het verdien, maar in die naam van ons Here en ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gee nou 'n geleentheid vir die gee van die liefde gaan. Ons sing nou as slotpsalm saam, Psalm 96, ook psalm wat deur die self gebruik word. Nuwe lied vir die Here, ook met die oog van ons verlossing, ons onverdiende genade wat ons so van U ontvang. Ons sing saam Psalm 96 van die eerste en die tweede vers. Oh
sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan elkeen vrede gee. Amen.